Goeiedag aan elkeen van julle. Ek wil sommer vandag begin deur vir ons 'n gebed te doen. Ek lees die koerant, ek kyk na die nuus en ek besien die woede van mense en die bang van mense en die onsekerheid van mense en die klomp verskillende emosies wat mense ervaar oor dit wat in ons land gebeur. En ek wil graag hê dat ons saam as gelowiges voor die Here sal stil word en vir hom sal vra dat ons hoop op hom sal hê en aan hom sal vashou. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, ons wil vandag saam as 'n geloofsgemeenskap na U toe kom. Here, ons almal kom met verskillende emosies. Party van ons is bang. Party van ons is kwaad. By party van ons is dit amper asof daar haat in ons hart is as ons sien wat gebeur. Here, ons is onseker. Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou in ons land nie. Maar Here, ons kies om anders te dink en anders op te tree en anders te kyk, omdat ons hoop op U is. En daarom kom bring ons elke vrees, elke emosie, elke stuk onsekerheid en ons lê dit voor die voete neer en ons vra Jesus, help ons. En help ons om te weet, U is in beheer. U sit op die troon. Amen. Ek wil hê dat ons vandag net moet stil word. Met hierdie woorde, dit is amper eintlik 'n gebed, wat die psalmdigter in Psalm 119 vers 133 skryf. En hy sê die volgende: Here, maak my voetstappe vas in U woord en laat geen ongeregtigheid in my heers nie. Mag ons werklik waar vas staan en ek wil amper sê vas ons voete op die grond hou en in God se woord geanker wees. Ek kom groet jou dan vanoggend. Die genade en die vrede van God ons Vader, die bron van alle lewe, is met jou. En van Jesus Christus, ons Verlosser en Bevryder, en van die Heilige Gees, ons krag en ons inspirasie. Amen. Ons kyk dan vandag na die tema oor die woord as die bril en die lamp. Ek dink ons het al baie met mekaar gepraat oor die woord wat vir ons soos 'n bril is en dat ons 'n geloofsbril moet opsit sodat ons anders kyk na die wêreld. En dit is dan wat 'n bril doen. 'n Bril laat ons beter sien. 'n Lamp help ons ook om beter te sien. En ons gaan vandag na 'n paar tekste kyk om uit te vind hoe kan die woord ons help om die onsigbare God te sien. Hoe kan die woord ons help om beter te sien, om anders te kyk na die wêreld, om deur die oë van God te kyk na die wêreld, met liefde en nie haat na die wêreld te kyk nie. En ons gaan saam lees uit Hebreërs 11. Ons gaan vers 1 lees en dan vers 27 en dan ook Hebreërs 12 vers 1 tot 3. En dan gaan ek ook net 'n kort teks lees
uit Psalm 119 vers 105. Psalm 119 vers 105 sê vir ons, en ek dink dit is 'n baie bekende vers wat ons almal goed ken, en dit staan, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Die ou vertaling sê, U woord is die lamp vir my voet en die lig op my pad. En dan as ons Hebreërs gaan lees, kom ons kyk wat sê die Hebreërs skrywer hier vir die volk van die Here, die Christen gelowiges, die Joodse gelowiges. Hebreërs 11 sê hy vir hulle wat geloof is om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan gebruik hy die voorbeelde van al die geloofsvaders en hoe hulle geloof gehad het. En dan wil ek spesifiek sommer net lees van Moses in vers 27, omdat Moses geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. En dan hoofstuk 12, die oog moet op Jesus gefestig wees. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraad, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Gemeente, hierdie spesifieke geloofsgemeenskap waarvoor die Hebreërs brief geskryf is, het baie swaar gekry. Hulle het moeg geraak, hulle het moedeloos geraak. Dit het vir hulle gevoel, is dit nog enigsins die moeite werd om Jesus te volg? Ons kry swaar, ons word vervolg, ons word gespot, ons word uitgekruit, ons word gemartel voor ons mense en doodgemaak. Ons weet nie meer of ons kansie nie voor nie. Ons weet nie meer of ons hierdie God kan vertrou nie. Want ons sien hom nie meer nie. En ons voel of ons nie meer vir God en mense kan sien nie. En dan skryf die Hebreërs skrywer juis vir hulle, om vir hulle te sê, maar julle moet geloofsoë kry. Julle moet anders kyk. Geloof, sê hy dan vir ons in vers 1 van hoofstuk 11, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Want geloof het baie min te make met dit wat bewys kan word. Geloof het te make met hoop. En gemeente, hierdie gelowiges het op grond van hulle geloof en deur die krag van die Heilige Gees wat hulle in staat gestel het en hulle gehelp het om met nuwe oë te kyk, het hulle in die verte die onsienlike God gesien. Die God wat op die troon staan. Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het. En dit is dan ook wat ons lees van Moses. Moses het hierdie wildernis ingegaan, hy het in 'n sekere rigting geloop. Hy het nie geweet wat daar aan die eindpunt gaan wees nie. Maar ons lees deur alles dat hy het volhard, soos iemand wat die onsienlike God sien. Dit is
wat geloof is. As ons die hele Hebreërsbrief lees, dan kom ek een ding agter, en dit is dat daar 'n wat is wêreld is, en 'n wat as wêreld. En om dit te verduidelik, 'n wat is wêreld is die realiteit. Hulle realiteit was, hulle kry swaar, hulle word vervolg, dinge is nie maklik nie. Die wat is ook die geskiedenis, want hulle het teruggekyk na hulle geloofsvaders, so hulle het teruggekyk na wat gebeur het. Die wat as, is wat as jy ook ander goed begin raak sien. Hierdie boek nooi jou uit die Hebreërsboek om te sê, wat as? Wat as jy anders begin kyk? Wat as jy die moontlikhede wat God vir jou het, as sy lig op jou skyn? Wat se potensiaal is daar in jou opgesluit? Wat se potensiaal is daar in die kerk opgesluit? Daai lig op die horison, wat jy in fokus hou, wanneer jy die pad stap. Gemeente, hierdie twee wat, die wat is wêreld en die wat as wêreld, laat my dink aan 'n boek, wat ek van gehoor het, ek het dit nie self gelees nie, From Good to Great, en dit het Jim Collins geskryf, en spesifiek in hierdie boek praat hy, oor die James Stockdale, hy noem dit die Stockdale Paradox. En dit gaan dan oor hierdie spesifieke James Stockdale, wat in die Vietnamoorlog vir 8 jaar 'n kruisgevangene was. Hy's gemartel, hy het nie kos gekry nie, hy het deur 'n ongelooflike huise hel gegaan. Maar hy het die heeltyd geglo dat hy gaan terugkeer huis toe. Hy het hierdie hoop gehad dat hy weer sy vrou gaan sien. Maar, en dit is die paradoks, hy het nie 'n blinde optimisme gehad nie. Hy sê baie van sy ander mense wat saam met hom kruisgevangenes was, het ook geglo dat hulle weer hulle man en vrou en kinders gaan sien. Maar hulle het gesê teen Kersfees gaan ek terug gaan huis toe. En dan het Kersfees gekom en Kersfees het gegaan en hulle is nog nie teruggekeer huis toe nie. En dan het hulle gesê volgende Kersfees glo ek gaan ek by die huis wees. En dit het gemaak dat hulle hart so gebroken was. Hulle het alle hoop verloor. En hulle het van dit gesterf, van 'n gebroke hart. So wat is die Stockdale paradoks? Dit is om die vermoë te hê, om brutaal eerlik te wees met die realiteite. Om vir jouself te sê, ek werk met die feite, ek sien wat ek sien. Maar, saam met die wat is wêreld, is daar ook 'n wat as wêreld. Is daar ook 'n wêreld van waar ek hoop het, waar ek geloof het, dat dinge gaan uitwerk. En gemeente, ek besef dat ons leef baie in 'n wat is wêreld. Ons is op 'n manier so gekondisioneer, ons is so geleer, my kind, dit gaan van jou afhang wat jy in die lewe van jouself gaan maak. Jou toekoms lê in jou hande. Dit is die feite, dit is waarmee jy moet werk. So ons word so half geleer van, dit is dit. Dat ons amper nie vir God toelaat om iets niets te kom doen nie. Dat ons so leef in die wat is wêreld van, ek het vermoë gekry, en ek sal 'n plan maak, en dit is wat gaan gebeur, dis die feite, en dit is realiteit, en dis hoe dinge werk. Of jy voel,
ek het nie die vermoë nie, ek het 'n onvermoë, ek kan nie dit regkry nie, ek gaan nie hierdeur kom nie. Wat gebeur, moet in elk geval gebeur, en ek gee moed op. En ek hou nie my oë op die wat as wêreld nie. Wat as die lig op my donkerte kom skyn? Wat as God, wat die onmoontlike moontlik kan maak, inkom in my situasie? Wat is die moontlikhede dan? En my vraag vandag vir jou is, wat is jou donker? Wat in jou lewe het jy nodig dat God se lig op daardie donkerte skyn? Die lig van sy woord. Wat as sy lig op jou donkerte skyn? Ons het vir mekaar gesê dat die Here in sy woord vir ons sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Ons lees ook in 2 Timoteus 3 vers 16 dat God sy woord vir ons gegee het om 'n klomp dinge vir ons te kom doen. Hy het sy woord vir ons gegee om ons in die waarheid te onderrig. So as jy 'n leuen glo oor jou lewe, dat jy God se waarheid sal vat en die leuen sal bedek met die waarheid. Sy woord is vir ons gegee om dwaling te bestry. As jy dalk afgedwaal het, om jou terug te bring, om verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Gemeente, ons moet ons donker na God se lig toe bring. Die woord wat vir ons 'n lig is. Die woord wat vir ons sê dat God die duisternis wil verdryf. Want hy is lig. Dalk is jy vandag onbewus van jou donker. Of dalk weet jy presies wat is nou 'n donkerte in jou lewe. En ek wil dalk 'n paar voorbeelde noem. Miskien is jou donkerte vandag 'n groot stuk hartseer. 'n Stuk swaar kry wat jou lewe, wil ek amper sê, verdonker. Wat as jy daardie hartseer na God toe bring, na sy woord toe wat soos balsem is vir jou seer? Jou donker is dalk die sonde wat jy doen. In die gemeente hier praat ek nie weer net van 'n lysie sonde van vloek, skel, drink. Ag, daai lysie goed wat ons so opnoem nie. Ons het vir mekaar gesê sonde is om die doel te mis. So as jy vandag iets doen wat maak dat jy jou doel in die lewe mis, is dit 'n sonde wat jou lewe donker maak. Bring daardie sonde na God se lig toe. Miskien is jou donkerte dat jy nie waardig genoeg voel nie. Dat jy onseker is oor jouself. Dat jy voel jy is nie goed genoeg nie. Dan kom en jy vat hierdie onsekerheid na God se woord toe. God wat vir jou sê jy is geliefd. God wat vir jou kom sê ek is verheug oor jou. Weet jy wie is jy in Christus? Jy het nou my identiteit. Jy is goed genoeg.
Ek het jou op die naam geroep. Jy is myne. Gemeente, miskien is jou donker. Daai onsekerheid in die lewe oor wat jy moet doen. Moet ons trek na daardie dorp toe en 'n nuwe werk begin, of moet ons bly waar ons is? Moet ek my werk los en liewer net 'n ma wees? Moet ek kan nou 'n klomp goed opneem. Jy weet, daai vrae wat jy so wens, die Here wil in die lig vir jou in die wolke skryf, vat daai pad, loop daai pad, en jy weet dit en jy is seker daarvan. Ek onthou so goed toe ons die keuse moes maak om Swellendam toe te trek. Dit was vir ons baie moeilik. Hendrik was in 'n gevestigde werk, ons was gelukkig, ons het goeie vriende gehad. Ja, ons wou graag Kaap toe kom, ja, ons wou graag naby familie wees. Maar Here, doen ons die regte ding. En so baie keer het ek gewens dat die Here net wil sê, daar's dit, vat die pad, gaan Swellendam toe. Maar gemeente, hy het nie vir my en vir my Hendrik die eindpunt gewys en gesê, weet jy wat, so gaan dit lyk in Swellendam. Weet jy wat, Hendrik gaan lekker werk, jy gaan 'n pos kry, julle kinders gaan so gelukkig wees. Ons het nie eens van daai goed geweet nie. Inteendeel, die pad was nie altyd so maklik nie. Maar God het vir ons die pad tree vir tree gewys. Gemeente, die lamp waarvan die Bybel praat, die lampe wat hulle daai tyd gehad het, was so klein lampie. Dit het net vir jou lig gewys op elke tree wat jy gee. Met ander woorde, jy kon nou hierdie tree sien, maar jy kon nie vorentoe sien nie. Jy kon nie ver weg sien soos vandag se grand flitse of kopligte nie. Jy kon net, soos jy beweeg het en 'n volgende tree gegee het, kon jy die lig sien. So elke tree wat jy gee, het die lig geskyn op daardie tree. En dit is wat God dan ook vandag vir jou kom sê. Kom lees my woord. Laat my lig tree vir tree vir jou lei. Gemeente, geloof is nie om die uitpunt te sien nie. Geloof is om tree vir tree te gee, saam met God, met die wete dat hy saamloop, en om te hoop op die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is om die onsienlike God te sien. Die Here sê vir ons in sy woord, wie my volg, sal nie in die duisternis wandel nie. Vandag wil ek vir jou kom vra, jy wat dalk nog met jou donker te leef in 'n wat is wêreld. Dit is 'n realiteit. Dit is waarmee ek sukkel. Dit is die feite. Dat God jou vanoggend uitnooi en sê, maar wat as my lig op jou donker te skyn? Wat as jy jou seer na my toe bring? Wat as jy jou onsekerheid oor die pad vorentoe na my bring en my lig daarop skyn? Wat as almal wat vandag na hierdie diens luister, hoor wat God vir hulle sê, gehoorsaam is as God vir hulle roep om die lig te gaan wees in die wêreld. Gemeente, dink net watter ongelooflike verskil kan dit maak as ons almal net luister en doen wat die woord sê. Watter moontlikhede kan, wil ek amper sê, oopgaan as ons doen dit waarvoor God ons geroep het. Wat kan in hierdie gemeenskap gebeur? Wat kan in ons land gebeur as ons oë op God hou?
Miskien is jou donker vandag dat jy nie seker is oor die roeping wat God vir jou het nie. En dat jy nog nie daarop ja gesê het nie. Dalk is jy te gemaklik in jou gemakzone. En miskien moet jy vandag uit die donker kom en sê, ja Here, hier is ek. Gebruik my. Jy word en ek word uitgedaag om ons donker na God se woord te bring. Gemeente, die woord is die bril wat jou help om die onsigbare God te sien. Die woord is die bril wat jou help om anders te kyk. Wat as God se lig skyn? Wat is die moontlikhede wat kan gebeur? Gemeente, sy woord is 'n lamp wat vir jou tree vir tree die pad sal wys wat jy moet loop en jou sal help om te onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Amen. Here, skenk vandag aan my u genade. Here, help my om lig te sien daar waar ek nie donker sien. Om moed te hê daar waar ek net vrees. Om hoop te hê daar waar ek net wanhoop. Om vrede te hê daar waar my gemoed storm. Om troos te hê waar ek hartseer is. Vreugde waar ek swaar kry. Krag waar ek swak is. En wysheid waar ek verward is. Here, gee vir my sagtheid waar ek bitter is. Liefde waar ek haat. U self in die plek van myself. Here, dankie dat u lig op ons donker laat skyn. Amen. Gemeente, gisteraand toe ons in die huis praat oor hierdie tema van die woord as bril en lamp en donkerte en lig, toe sê my man, onthou julle wat oupa gesê het, is dat 'n mens het net 'n skaduwee as die son van die kant af op jou skyn. Maar wanneer die son reg bo jou skyn, het jy nie 'n skaduwee nie. En gemeente, dit is dan my gebed vir jou, dat jy onder en in God se lig sal loop, sodat hy die donkerte, die skadukante in jou lewe heeltemal kan verdryf. Ontvang nou die seën van die Here. Mag God se lig op jou skyn. Mag die son van geregtigheid met sy genesing in sy strale op jou skyn. En mag jy lig gaan wees in 'n donker wêreld. Die genade en die vrede en die krag van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And when I feel afraid, think I've lost my way, you're there right beside me. Nothing will I
long as you are near.